kom vorentoe. Gaan julle liedjie ook sing vir ons nie? Welkom. Dankie Gerard, dankie Rihanna. Dankie Gerard. Rihanna, ekskuus ek het my notas hier by my, so julle sal my verskoon as ek my notas het, bang vergeet iets. En Wilma sal ook aanvul, so maar sy gaan haar eie getuienis gee, eie getuienis. My verhaal is die getuienis wat ek gee is vir my, maar mens hoef nie deur soveel drama's en goed te gaan om jou hart aan die Here te gee. Ek dink baie keer, die Here gee vir ons soveel geleenthede en ons moet ons hart aan hom gee. En miskien het hy my nog 'n kans gegee om te getuig vir hom. En dis waarvoor ons hier so is, om te getuig vir hom en God te loof. Dis waarvoor ons hier so is. Partykeer het ons drama's by die werk en stresse by die werk en al die ander goed. Maar ons is hier om die Here te loof en hom te prys. Dis waarvoor ons geskape is. My storie begin eintlik met hoofpynne wat ek al jare deur die jare het ek maar hoofpynne in voete en allerhande toetse en allerhande goed. So niemand kon eintlik uitvind wat die oorsaak van die hoofpynne is nie. Maar dit is seker meer as 20 jaar nie kom wat ek sukkel met die hoofpynne. En laas jaar so op 'n stadium toe voel ek so drukkende gevoel. Ek het heeltyd gevoel maar hier is fout. En ek gaan toe na die fisioterapeut toe en sy het bietjie vir my allerhande oefeninge en goed gegee en dan voel ek so 'n dag of wat beter en toe gaan ek na die chiropractitioner toe, praktisyn, ekskuus vir die Engelse woorde tussen en ek weet nie wat mense hulle in Afrikaans nie. En in elk geval praktisyn, sy het ook my behandeling gegee en elke slag is ek so 'n dag of 2 bietjie beter, maar dan het ek maar weer die pynne in hoofpyn veral en so aan. En my hart het ritme uit gegaan so 3 keer en in Desember het hy weer 'n keer ritme uit gegaan terwyl ek op verlof was en elke slag het my die dokter, die kardioloog, dankie Wom. Die kardioloog het elke slag gesê of hy skok hom of hy gee my pille en seker tipe van goed. En hy stel toe voor, in Desember gaan hy toe uit ritme uit, ons is op vakansie, en in elk geval toe skok hulle bietjie my hart terug, dat hy weer in ritme is, en toe ek terugkom, toe sê die kardioloog, nee wat, stel voor die ablasie, wat hulle doen, hulle brand van jou senuwees dood op die hart, en dat ek dit sal doen, en toe besluit ek 28 Februarie sal ek gaan en 'n ablasie gaan doen, en in geval toe is ons op pad Pretoria toe, met 2 weke voor die tyd toe sien ek my GP, maar ek nog steeds hierdie drukkende hoofpyn, en hy doen allerhande toetse en goeders, en hy sê vir my, maar hy dink dis maar uitwendig, en hy skryf, hy sê, gaan maar aan met die pille en goeders. Maar so gaan ons toe na Pretoria toe, en vir die ablasie vir die hart, laat hulle die hart senuwees doodbrand, in elk geval, en toe ek by die dokter kom, want hulle doen dit net in Pretoria en in Kaapstad, so toe ek by die dokter uitkom, toe sê ek my, man, ek lyk nie vir hom lekker nie, en miskien moet ek net eers die pille los, en die volgende dag moet ons sê, jy weet, voel ek beter, en so aan, en in elk geval, toe voel ek nog steeds nie beter nie, en toe stel hy voor, maar ons gaan na die noodgevalle toe, en by die noodgevalle doen hulle toe allerhande bloedtoetse, en hulle doen 'n MRI, wat ek al lank al voorgestel het, hulle moet, of nie voorgestel, want wat ek vir Wilma gesê het,
Eerste, ek weet nie hoekom doen hulle nie MRI met my nie. In elk geval, toe doen hulle MRI en hulle ontdek hoe hierdie tumor op my brein so groot as 'n golfbal eintlik. En toe sê die dis deel van die wonderwerke wat die Here die pad wat hy met ons geloop het. Daar is lyk my 'n dokter Labuskaghni. Lyk my hy is een van die breinspesialiste in die land wat van die bestes is. En hy van die Saterdag sal daar iemand anders gegaan het van die buiteland wat vir 'n tumor dieselfde is ek, maar lyk my hulle gaan toe vir 'n tweede opinie en so aan. Maar in elk geval hy maak die plek vir my en laat ek geopereer word. En toe word ek geopereer vir die tumor. En dis toe Rihanna toe nou seker deurgegee het aan die gemeente. So ek word toe geopereer en ek is veronderstel om toe nou toe word ek 3 dae of 2 dae in Pretoria word toe nou 'n week lange operasie en toe lê ek in die ICU en daar lê ek toe nou in herstel toe nou van die breintumor. Maar wat verder wonderwerk was, is dat die tumor is toe nie kwaadaardig nie. Dit is toe nou net 'n nie kwaadaardige tumor en die dokter kon 99% van hom verwyder het. Maar hy het verduidelik dat daar nog so 1% oor is wat ek bestraling moet kry. So ek wag nog vir die afspraak met die bestraling. Maar dis alles deel van die plan wat die Here vir ons gehad het. Ekskuus laat ek my notas net bietjie kyk, wat het ek uitgelos? Terwyl ek daar was toe plaas ek in elk geval by die noodgevalle by Suid-Afrikaanse hospitaal gewees, wat hulle toe nou die MRI gedoen het en die dinges gemaak het, die besluit gemaak het om my te stuur, maar ek word toen oorgeplaas na Netcare hospitaal toe. En in elk geval, dit is toen vir my vreemd dat ek ken van Medikliniek in Rosepark en so aan. En omdat ek 'n breinoperasie gehad het, vra hulle heeltyd vir 'n ou, wat se hospitaal is jy? So ek sê maar Netcare elke slag en hulle sê dis Unitas. Maar in elk geval, en terwyl ek daar so is terwyl ek nou nadat ek geopereer is, probeer ek getuig teenoor die een ou wat toe nou my versorg. Maar dit is nogal moeilik as 'n ou onder lê en jou brein is nie altyd so helder nie, maar in elk geval die Here sê vir ons moet kan getuig en in die woord staan op maak nie saak wat die geleentheid is nie, dag of nag. Dit is geleef ongeleef, baie dankie. In elk geval, nou mag ek vir 3 maande nie bestuur nie, maar ek het die eerste maand, die eerste week is ek ontslaan, en die eerste maand toe voel ek maar my koördinasie is heel okay. So die Here het regtig 'n wonderwerk gedoen dat ek kon bestuur al die eerste maand. En laas jaar het op 'n stadium het ek die dokter, my huisdokter het my getoets vir suiker, is my suiker hoog en so aan. Maar met die tumor en die verwydering van die suiker, van die tumor is my suiker nou normaal. So prys die Here daarvoor. Ek wil maar net sê die Here gee my nog 'n geleentheid om reg te maak met hom. Deur hierdie hele episode waardeur ek gegaan het die Here maar net vir my nog 'n geleentheid gegee. Want mens gee jou hart vir die Here en jy leef volgens sy wil, maar partykeer dwaal jy af en jy raak betrokke in jou eie ding. Maar die Here het vir my op hierdie pad geplaas
miskien is dit nodig dat ek baie keer geruk word. Ek meen, elke ou het nie dieselfde paai wat hy nodig het om te stap nie. Maar die Here het vir my geleentheid gegee om te getuig. Ja, op hierdie stadium het ek maar so 'n bietjie pyn in my been en branderigheid wat ek weer by my huisdokter was. So dankie dat julle vanmôre gebid het oor die pyn en al die goeders. So ons is hier om te getuig, maar ons is ook hier nie vir ewig nie. As ek daai manier kan sê. Baie dankie. In ons lewens. Ek sê altyd by die werk, ek is maar 'n gewoontedier. Ek hou nie baie van verandering nie. Ek hou nie daarvan om na vreemde plekke te gaan nie, veral op my eie. Ek praat nie sommer met vreemde mense uit my eie uit nie, behalwe as hulle met my praat. So COVID se afsondering was eintlik vir my en Louis glad nie so erg nie. Ons het nogals dit geniet. So dan sal julle verstaan hoekom die ander goeters sulke groot wonderwerke vir ons is. Louis het vir vertel van Desember wat sy hart het ritme uitgegaan het en dis eintlik daar al waar die eerste wonderwerke gebeur het. Ons is oor die naweek probeer om by 'n kliniek sommer by die apteek se klinieksuster uit te kom, want hy voel nog asof sy hart het ritme uitgaan en ons kom nie reg nie. En die maandag kom ons by Dischem en die klinieksuster daar stuur ons oor ongevalle toe wat net langs die apteek is en die ongevalle ouens kyk daarna hom. En die dokter daar reël toe sommer daar vir die volgende dag vir die hartskokprosedure. Wat is die odds dat 'n kardioloog in Mosselbaai sommer vir die volgende dag 'n plek gaan hê om die hartskok te doen? Nou ja, die hartskok is gedoen en ons is deur ons vakansie en alles. So die wonderwerk het al daar begin sonder dat ons dit eintlik al besef het wat is die pad wat vorentoe is. My krip nou soos op die foon. Ek is nie besig om WhatsApps te stuur nie. Soos Louis vir julle vertel het, is ons toe nou eintlik Pretoria toe vir die ablasieprosedure. Nou moet ons nou reëlings maak. Ons het sommer dadelik besluit nie, ons gaan nie by familie bly nie, want ons is mos nou maar 'n bietjie eenkant. So ons bespreek vir ons 'n plekkie en ek sê vir Louis, maak nie saak wat nie, waar nie, maar ek gaan 'n gastehuis net daar by die hospitaal kry. Ek gaan nie in daai verkeer ry nie, want hy gaan nou opgeneem word, dan word die prosedure gedoen en dan sit 'n dag of wat in die hospitaal is. So ek gaan nie rondry daar nie. En maak nie saak hoe lyk die gastehuis nie, vir 'n week sal ek maar 'n bietjie in 'n goeie gastehuis kan bly, ek sal survive. Maar ek wil sommer so om die hoekie loop. En die Here gee vir ons 'n gastehuis wat regtig net om die hoek van die hospitaal is. Wat toe nog ons heel skaflik is met 'n baie nice eienaar en so toe ons nou die Dinsdag hoor die operasie gaan nie gebeur nie, want die kardioloog sê hy opereer nie iemand as hy nie 100% is nie, genade van die Here. Want met die tumor het 'n paar ouens gesê dit kon nie goed uitgedraai het vir ons nie en vir Louis nie. So goeie gastehuis, goeie kardioloog wat sê ek weier om jou te opereer. Intussen het ons dogter agtergebly in Bloemfontein. Sy het by 'n maatjie oorgeslaap, want dit is nou net 'n week, dis skool, so sy bly hier so, haar roetine moet so min as moontlik geaffekteer word. Maar sy het nou deurgegaan met die atletiek en sy moes toe na Sasolburg toe gaan vir atletiek. En so oorspronklik het die skool gesê nee, hulle gaan die kinders deurvat en toe sê die skool nee, hulle gaan nou nie meer deurry vroeër nie en dis nou so 'n bietjie die mekaar. En toe hoor ons toe nou, okay, toe die ablasie nou nie gaan gebeur nie, toe yes, nou gaan ons vroeg genoeg by die huis wees en ons gaan nou self vir Mianai kan deurry Sasolburg toe. Nou ja, toe Woensdag toe hoor ons nie 'n nuwe planne. So toe begin alles weer van voor af. So intussen het ek toe nou toe die skool nou sê, hulle gaan nie meer ry nie, het ek nou oralste gegoogel. Ek probeer net 'n blyplek kry, dat as ek iemand kan kry om dan vir Mianai deur te vat, dat hulle kan oorslaap en dan nou in rustig in Sasolburg kan wees vir die atletiek en so. En so toe begin hierdie proses nou weer van voor af. Nou soek ek weer. En al die plekke is vol, want almal is op pad. Dit was vir die Vrystaat proewe gewees. So daar's klomp atlete van oor die hele Vrystaat wat Sasolburg toe gaan. Almal wil so naby as moontlik aan die stadion bly.
So ek kry nie plek op Google nie. En toe die Suid-Afrikaanse Hospitaal nou vir Louis Unitas toe stuur, net keer Unitas, waar hy toe nou moes opgeneem word om vir die tumor geopereer te word en so aan. Toe is dit, die arme vrou daar, so het verskriklik baie pasiënte wat sy moet ontslaan en inkry en ek weet nie wat als nie, so ons het toe nou 'n bietjie tyd op hande en hier moet ons al hierdie reëlings tref. Nuwe reëlings vir Mianay, en al die goeie so, toe sit nou weer 'n geskarre van vooraf. En uit my normale aard van net Google en soek 'n plekkie en ek hoef nie met iemand te praat nie, besluit ek, nou gaan ek moet by mekaar skraap. Hierdie gastehuis waar ons altyd bly as ons met die werk uitgaan, ek gaan die vrou bel. Ek bel haar, op Google sê hulle, daar's nie kamers in daai plek nie, hy is chock-en-block vol. Ek bel haar, so sê my nee, sy het 'n familiekamer, so dit is nou die ouers en die kinders wat nou deel in een kamer. Intussen het ons met sy sussie hulle gereël, hulle is nou reg om te gaan, maar hulle sal graag wil oorbly, so bel hulle, is hulle alright om te deel, en alles van in plek. Die Here voorsien 'n gastehuis in Sasolburg, ons weet sy is uitgesorteer. Ons bel die gesinnetjie by wie sy gebly het, wat toe nou net 'n week moet wees, ons sê vir hulle, nuwe planne, hulle sê is fyn, solank as dit nodig is. Die gastehuis waar ek gebly het, op daai stadium, het ons nog nie geweet hoe lank gaan Louis moet bly vir die tumor se storie nie. Die vrou sê daar, solank as dit jy nodig het. So, die Here het almal se harte net so sag gemaak om vir ons goed te wees, dat ons nie kan genoeg dankie sê nie. So, die ander ding is nogals ook, ons emosies was nooit op dieselfde tyd af nie. Ja, as Louis sterk is, dan is ek bietjie tranerig, as ek nie okay is Louis bietjie tranerig, so die Here het regtig vir ons baie goed in sink gesit, om deur hierdie tyd te kom, en so aan. Nou ja, Louis is middernag die woensdag aand, die ablasiese prosedure was so, hy sou die dinsdag die dokter sien, dan die woensdag is 'n afdag, en die donderdag sou die ablasie gebeur het. So op woensdag is die tumor ontdek, en ons is toe nou oor na die ander hospitaal toe, na Unitas toe, en hy is seker omtrent die middernag, daai woensdag, donderdagoggend eers opgeneem, en die personeel was nogals verbaas dat 'n ou met 'n breintumor in die hospitaal instap. Al wat ooglopend bietjie fout was, of wat ons geweet het, hy het altyd na regs geswenk. So as ons stap, dan hou ons hom vas. Nou vra ek van, wil jy regs gaan, of moet ek jou terugbring? Hy sê, nee, bring my maar terug. Nee. So, hy het heeltyd so, maar hy het by die hospitaal ingestap met sy tumor, en alles. So, by Unitas, so, die gastehuis waar ons gebly het, by die eerste hospitaal, wat nou net om die hoekie was, is nou net so bokant Sunnyside gewees. So julle kan sien hoe braaf was ek gewees, en berade gewees om nou by die ander hospitaal te wees, maar so sê die personeel van, nee, jy gaan nie in die middel van die nagtig daai kant toe nie. 2 kombersies, jy slaap sommer hier so in een van die wagkamers, en oral is hierdie borde op van, hierdie plek is nie 'n slaapplek nie. So, met die Here se genade was die personeel se harte sag, en ek het my 2 kombersies gevat, en ek het geslaap, my wekkertjie gestel, dat ek voordat die ander mense in die hospitaal aankom kan uit, en die volgende oggend het ek vir Louis gegroet, en ek is nog van gastehuis toe net om te gaan stort, en weer vast terug te kom. Terugkomslag het ons die dokters, dokter De Jaag en dokter Labeskagni, wat toe nou oor hom is, het ons ontmoet, en hulle sê vir ons, nee, 2 weke, maak reg vir nog 2 weke in Pretoria, en ons het mekaar so met vooruit oor aangekyk, en ek gaan nie nog vir 2 weke in 'n gastehuis bly nie. So, die chirurg wat aangestel was oor Louis, wat die Here aangestel het my sussie toe gaan Google, toe ons nou vir hulle sê, okay, dis nou wat daar aangaan, sê sy my, sy het 'n bietjie gaan Google, hy is nogals hoog aangeskrewe. En later het een van die gemeentelede wat sy dogter saam met hom gewerk het gesê, toe sy hoor dis hy, toe weet sy nie wat Louis gaan okay wees. So, buiten dat ons in Pretoria is, het die Here een van die beste chirurge op vir Louis gegee, om na hom te kyk. So, die Here maak alles in plek val, soos die opening in die theaterlys, dat hierdie ou wat sy theaterlys tot einde April te vol was, het snap kraklang pop, daar is 'n opening vir ons. En so, intussen die verblyfstorie, familie, bel en sê, nee, ons hoor, en onthou, jy kan enige tyd met ons kom slaap en so aan. Slaap nie. Ek verkies om alleen te wees. En hulle almal wat aanbied, is hoor aan die ander kant van waar ons gebly het nog, so ek wil nie so ver ry nie. En met al my nikke en grille,
probeer my sussie vir my 'n room swap doen en ander sussie probeer familie reël en my ou sus bel my, ek sê vir haar, weet jy nie, ek sien nie kans om by enige van hierdie familie wat aangebied het te gaan bly nie. Ek kry nie so beklemming in my hart sit dat ek met hulle gaan bly. Ek sê maar daar's een familielid en dis my niggie. As sy uit haar eie uitbel en vir my sê, sy het 'n plek vir my, want hulle is ook maar nou almal wat saam bly en so aan so. My ou wil nie inbraak maak op 'n ander ou se privaatheid en so aan. Volgende oggend bel my niggie. Ek het vir jou 'n kamer met 'n buitedeur, jy kan kom en gaan nie soos jy wil. Jy kan doen, ons sal verstaan. Nou ja, hoe anderster? Dit is net die Here wat voorsien. Die ander ding wat vir my nog en sy's 9 kilos van die hospitaal af. En regtig soos vir uit by die hospitaal se uitgang, kort paadjie deur 'n woongebied op 'n groot pad reguit tot by hulle huis. So die Here het net bly voorsien. En die ander ding wat nogals vir my baie gedra het in die tyd is buiten vir al die ander gebede van familie en vriende en so aan. By die hospitaal, net soos by 'n veearts, het sy almos nou een gemene ding wat ons kan praat en dis jou siek diertjie. By die hospitaal is dit jou geliefde. So, ek was regtig bevoorreg gewees dat die Here op daai stadium 'n groep sissies geplaas het, wat se ma ook in die ICU was, en wat regtig dit hulle missie gemaak het om vir elke ou wat daar inkom te bid en te dra in gebed. En dit is nogals funny, as jy daar aankom, jy sien sommer wie is die nuwe ou wat daar is, want jy sit so met jou rug so bietjie weg van die ander, want jy wil eintlik nie met die ander mense praat nie, jy is nie nou reg nie. En hoe langer jy daar is, dan ontspan jy nou maar en jy kuier nou maar en gesels maar met almal. Maar dit was regtig 'n missie om vir almal te bid, en dit het regtig vir ons 'n klomp vreemdelinge aan mekaar gebind, en in die naam van die Here gedra. Daar was selfs 'n vrou van Marokko af, wat regtig gebroke Engels gepraat het. En sy het elke keer by ons kom sit, net om daar te wees. En aan die begin was sy so 'n bietjie verward gewees en so, en almal kan sien want sy verstaan nie die taal nie, ons praat Afrikaans. Soos ek sê, sy praat gebroke Engels. Maar selfs later aan het sy uit haar eie uit kom vra, gaan dit met husband? En dan kon ons vra, haar man was ook in die hospitaal gewees en regtig swaar gegaan met haar, want sy is alleen, daar was nie familie nie. So, dat ons aan die einde van die tyd, toe ons uit die hospitaal het ontslaan is en so aan, wat ons vir mekaar 'n drukkie kon gee, of aan die skouer kon vat, en so, die Here is baie goed, om ook sulke omstandighede, en elke keer, daar is 'n oomie wat aan mekaar, en sien ek en die oomie mekaar met die trap, en smaal ons mekaar, ons gaan maar aan, en op 'n dag het ek wil net so 'n bietjie eenkant wees, en die stap in, die oomie, en ons gesels mekaar, en hy deel hoe wonderlik die Here vir hom is, en so aan, en dit is net weer 'n keer 'n bevestiging, hoe goed die Here vir ons is. Nou, so tussen al die wagtye, of eintlik maar kort net nadat hy opgeneem is, het ek vir die Here gesê, ek is lief daarvoor om vir die Here te vra, gee my vrede, dat ek net kalmte en rustigheid ervaar. Ek trust nogal daai ene. En terwyl ek so vir die Here sê, Here gee my vrede, kom die gedagte op, laat U wil my wil wees. En ek bid dit, en daar kom die vrede. Ekskuus. Want as my wil die Here se wil is, dan is dit mos reg, dan is ons mos op die regte plek. So dit is my gebed, nie meer Here gee vrede nie, Here laat U wil my wil wees. So, 'n paar goedjies wat ek net so vinnig wil uitlig is, dis nogal duur om by die hospitaal te parkeer elke dag. Dit loop so na R30 'n dag toe, en maak dit nou maar 2 weke, dan is dit 'n paar rand wat jy ou se sak het. Ag, ek gesels sommer so met die sekuriteit, okay, want my kaartjie wou toe nou nie masjien gaan. Ek sê, "Gee, was maar dis duur hier by julle jong. Ons gaan arm wees as ons hier uitkom." En hy sê, "Nee, maar mevrou, daar's 'n kantoor en jy moet net vir hulle gaan sê jou man is by ICU, dan kry jy 'n kaartjie, jy betaal R200 deposito en aan die einde van die tyd as jou man ontslaan word, dan gee jy die kaartjie terug en jy kry jou deposito terug." Sjap, daar sorg die Here weer 'n keer oor 'n bekommernis wat ons het. Nou ja, die 2 Maart is Louis toe nou in vir die operasie, en dit was 'n lang wag. Hy is so net voor 3:30 in, en hy het omtrent so 9:30 uitgekom, so dit is so amper 6 ure se operasie gewees. 10 uur toe stoot hulle hom verby ICU toe, en ek kon hom eers 11 uur sien. Maar, almal het ons gewaarsku en gesê, ons moet nie skrik nie, hy kan nog 'n bietjie geheueverlies hê, hy gaan my dalk nie onthou nie, so ek moet nie skrik nie, want as gevolg van die
die gewerk aan sy brein en die drukking wat daar was en alles en so aan. En ons nog als gespot, ek het gesê, jy moet nie onthou nie, gaan ek net nie kom vir jou wys, dat jy die ring kan sien, en nou moet hy weet. Maar die Here was so goed, toe hy daar uit, ek hom sien, 11 uur in die nag, toe is hy waarheid wakker, hy praat normaal, sy gedagtes is georden, dis nie soos 'n ou wat 6 ure in theater was nie. So, hy kon tot self sy selfoonnommer onthou, was een van my notas wat ek vir die familie gestuur het, net om te sê hoe goed hy gelyk het op daai stadium. En so, al wat het toe nou is dat die vog net moet mooi bly dreineer, en almal het ook gewaarsku, die ander ouens wat nou al in operasies wag, dag 2 en dag 3, is slegte dae. So, dit was slegte dae. So die volgende dag, eintlik maar dieselfde dag toe Louis, Louis slaap nie na narkose nie. So die eerste dag na die operasie, alles is nog mooi, Louis gesels, alles is mooi. Dag 2 en dag 3, toe sy mond geswel, sy tong is geswel, hy kan nie praat nie, hy sukkel om te sluk, hy sukkel om te eet. Hy vertel vir my op 'n stadium dat die eetkundige en die spraakterapeut was bekommerd gewees, omdat hy nie kan sluk nie, nie kan eet nie, dat dit nie so goed gaan met hom nie. En ek was nog eintlik al 'n bietjie vieserig gewees, en sê, my God is groot, hy sal vir hom gesond hou. So ek was regtig nog als bietjie nikkerig gewees oor die opmerking. Nou en dag 4 stap ek in by Louis, en hy is waarheid wakker, hy praat, so die spraak was goed gewees, hulle het inteendeel die 3de dag het hulle oorweeg om hom 'n voedingsbuis te gee, en als omdat hy nie geëet kry nie, hy word naar, en dan braak hy, en hulle is bang hy verstik, en dan is dit nou weer ander probleme en so aan. Maar op dag 4, toe kry hulle dit nie reg nie, en dag 4 toe ek instap, was hy weer terug. Alles is uitgesorteer. Hy kon bietjie sop eet, hy het nie naar geword daarvan nie, so dis regtig elke keer net 10.000 redes om voor dankbaar te wees. Nou ja, dag 5 was nog 'n goeie dag gewees, ons het lekker gesels, die dokter was tevrede, die dreinering was goed gewees, en toe praat hulle van, dat dit is nou naby wat hulle omgaan, maar heeltyd praat hulle van ICU, hoë sorg, dan gewone saal. So met middagse besoek, toe sommer die dreineringspypies ook uit, alles is reg. So, en hulle sê toe nee, maar dan sal hy dalk die volgende dag hoë sorg toe gaan. In daai tyd het die gesinnetjie by wie Mia Ney gebly, by the way, dit het goed gegaan met Mia Ney in Sasolburg en alles, en die gesinnetjie by wie sy gebly het toe Pretoria toe gegaan vir 'n verjaarsdag. Hulle sê maar, hulle bring ons sommer saam, dat sy bietjie by ons kan kom kuier, en hulle maak 'n belofte van, jy en mamma sal ietsie lekkers gaan doen. Goed, dit beteken ek moet gaan ry weer, nee. Nie my gewone roete nie. So, hulle maak 'n belofte van ijskaats, nou gaan Google ek, ijskaatsbaan, naby die hospitaal. Sy kom nou aan, Google, 5 kilos omtrent, of 10 kilos van die hospitaal af, is daar 'n ijskaatsbaan. Google, alles werk baie mooi, ons gaan sien vir Louis met die 11 uur besoek, die ijskaatsbane is oop tussen 12 en 2, en 3 uur is die volgende besoek. En toe in daai tyd, die volgende dag, Louis het so 'n bietjie van 'n blaasinfeksie gehad, so voordat hy uit ICU is, maar toe die kateter verwyder is hy sommer die volgende dag oorgeskuif na 'n gewone saal toe. Glad nie hoë sorg gedraai gemaak nie, reguit gewone saal toe. Mia Ney kon toe vir Louis sien, sonder pype, sonder enige goeders aan hom, en die Here sorg dat die ijskaatsbane mooi tussen die 2 besoektye is, sonder enige drama, ijskaatsbaan toe, bietjie gaan skaats, terug, vir papa gekuier, en alles. En vir my met al my vrese, hierdie voetjie se GPS het my nie een keer gedrop nie. Elke keer reguit gevat na daar waar ek wou gaan. Die Here het familie en vriende oor my pad gebring. My tannie het my voorgestel aan 'n vriendin, 'n skoolvriendin van haar, wat regtig awesome mense is, wat sommer dadelik is jy lief vir hulle, want hulle is so warm en so omgee, en wil dit gesê, jy moet kom koffie drink, jy moet kom kuier, asof hulle my vir jare ken, maar hulle ken my glad nie. Ook teen die hospitaal, maar ek het nog nie kans gesien om by die vreemde mense te gaan bly. Ja, maar meer. Ja, maar hulle is regtig dadelik hulle huis vir ons oopgestel, gesê, as jy wil kom rus, en alles. So, dan die ander ding, almal vra altyd, Jessie, maar was dit nie vir julle moeilik om in Pretoria te wees nie?
God weet. Ons was in Pretoria om by die beste dokters uit te kom. Ons was in Pretoria sodat ek is so 'n bietjie van 'n pluggie soms. So om te juggle tussen die huis, tussen Mianay en tussen Louis en die werk, sou my bietjie mal gemaak het. Maar daar die Here ons gaan afsonder, waarvan ons hou, in Pretoria, en ek kon vir die hele tyd net op hom fokus. Mianay was goed versorg gewees, die Here het vir ons 'n blyplek gegee, in dieselfde tyd het die plakkersdrama daar op die Jagersfonteinpad begin, dis ons pad huis toe, en Louis het geen bekommernis gehad oor dat ek daai pad sou moet ry nie, want ons is veilig in Pretoria. En selfs al wil ek hoe graag betrokke geraak het by die werk, het die netwerk my sommer uitgesny op. So ek kon nie eens op my foon toegang kry na enige dokumente en enigiets nie. So die Here het eenvoudig vir ons afgesonder om by hom en by mekaar te kon wees. So dan die ander ding is so Louis is die Saterdag geopereer. Die volgende Saterdag toe is hy in 'n gewone saal, 'n week. En die Sondagoggend is ek en Mianay saam met my niggie kerk toe, en toe ons uit die kerk het kom bel en my sê ek is ontslaan. 'n hele week vroeër as wat hulle vir ons gesê het om voorreg te maak. So ons het nou vir Mianay toe nou teruggestuur saam met die gesinnetjie by wie sy gebly het, en ons is die Maandag toe nou huis toe, dat ons net die dinge kon uitsorteer en so aan. En soos Louis reeds vir julle gesê het, na die tumor verwyder het, is die hart in ritme. Die kardioloog het gesê, nee, wat wag maar eers met die ablasie vir nou, alles is nou in ritme. Sy bloeddruk is mooi, sy suiker is mooi. So dit is net nog 'n spul wonderwerke wat die Here vir hom in plek gestel het en so aan. So 1000 wonderwerke in 'n kort tydjie waarvoor ons elke dag net kan dankie sê. En soos wat hy self gesê het, binne 'n maand het hy gevoel hy's reg om te bestuur. En die 2de Junie is 3 maande. En ons is up and running en aan die gang. So 1000 dankies vir die Here wat vir ons gesorg het en voorsien het en alles vir ons in plek laat val het, sonder dat ons geweet het wat die rede altyd agter alles was, maar in hindsight kan jy al hierdie dinge sien wat hy vir ons beplan het en vir ons uitgelê. Dankie ook vir julle wat ingetree het. Dankie ook vir julle wat ingetree het vir ons en ons weet ons het 'n groot ons vertrou.